In 2019 word ons voorsien van hierdie grafiek wat die verwantskap toon tussen gravitasieversnelling in meter per sekonde kwadraat en dan die verhouding van die massa van 'n planeet tot die kwadraat van die radius, en dit word gegee in mol 10 to die mag 11 kilogram per meter kwadraat. Ons grafiek het natuurlik 'n opskrif en dan is daar ons passing. Eerstens vra hulle vir ons watter verwantskap tussen G en massa per radius kwadraat kan afgelei word. Wel, daar's 'n direkte eweredigheid, gevolglik die reguit lyn. So G is direk eweredig aan die massa van die betrokke planeet gedeel deur die radius van die planeet gekwadreer. Volgende moet ons die helling van die grafiek bereken, en hierdie vraag is nogal algemeen, veral as dit kom by wetenskaplike metode. Die gradiënt is die verandering in y-waardes gedeel deur die verandering in jou x-waardes. Nou, dis belangrik as jy hierdie kry met wetenskaplike metode om nie dan jou tabelwaardes te gebruik nie, alhoewel in hierdie geval gaan dit nie veel van 'n verskil maak nie. Gebruik waardes op die lyn wat jy getrek het. So in hierdie geval gaan ek daardie waardes gebruik. So op die y-as het ek daar 'n 8 minus, hier is y0, gedeel deur, daar is my x-waarde 1,2 minus 0. So dit gee vir my 6,67. Nou belangrik, ek deel met 10 tot die mag 11, is maal met 10 tot die mag minus 11. En nou is die vraag, wat is my eenheid? Op die y-as is dit meter per sekonde kwadraat. En ek deel dit deur kilogram meter tot die mag minus 2. En dan kry ek 'n finale eenheid wat gaan wees meter tot die mag 3 maal met sekonde tot die mag minus 2 maal met kilogram tot die mag minus 1. En watter fisiese konstante word deur 6,67 maal 10 tot die mag min 11 voorgestel? En dit is natuurlik G, die universele gravitasiekonstante. Ons het gekry dat die eenheid van die helling is meter tot die derde mag maal met sekonde tot die mag minus 2 maal met kilogram tot die mag minus 1. As ons nou kyk na die eenheid van G, dan sien ons Newton vierkante meter maal kilogram tot die mag minus 2. Nou Newton, as jy dink F gelyk aan MA, sal vir jou 'n eenheid gee, massa is kilogram, maal met versnelling is meter per sekonde kwadraat. So ons kan basies daai eerste eenheid kan ons vervang met kilogram meter maal met sekonde tot die mag minus 2. Nou kom ons doen dit. Dan kry ons daai kilogram en ons maal dit met kilogram tot die mag minus 2 gee vir my kilogram tot die mag minus 1. En daai meter maal ek met meter kwadraat en dan kry ek meter tot die mag 3. Maal met, daar's geen sekonde in daardie eenheid reeks nie, so ek hou slegs die sekonde tot die mag minus 2. En kyk nou, hierdie eenheid en daardie eenheid is presies dieselfde. Die gravitasieversnelling op Uranus is 9 meter per sekonde kwadraat. Gebruik die grafiek om die waarde van massa gedeel deur radius kwadraat vir Uranus te bepaal. So op jou grafiek gaan jy 9 meter per sekonde aflees en dan kry jy daardie waarde is 1,35 maal 10 tot die mag minus 11.
Hy behoort iewers tussen 1,3 en 1,4 behoort jou antwoord te wees. Laastens moet jy dan die massa, hoofletter M, van Uranus bereken indien die radius, hoofletter R in hierdie geval, 2,54 mal 10 tot die mag 7 meter is. So jy weet dat M op R kwadraat is gelyk aan 1,35 mal 10 tot die mag minus 11. Jy dit gaan aflees vanaf jou grafiek. So die massa gaan gelyk wees aan 1,35 mal 10 tot die mag minus 11 mal met die radius 2,54 mal 10 tot die mag 7 en dit kwadreer ons want dit is radius kwadraat. En dan kry jy jou massa is 8,71 mal 10 tot die mag 25 kilogram.